Weet jy, laasweek het ek baie gedink aan ons predikante en wanneer ek bid en ek en my vrou saam bid, is dit altyd vir my 'n prioriteit in my gebede. Ons predikante. So ek het 'n pleidooi, soos ons in Afrikaans sê, vir ons predikante. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Die nuwe week het aangebreek en ek groet jou op hierdie maandagmôre. Vandag gesels ek sommer met jou 'n bietjie oor. Ek het 'n pleidooi vir ons predikante. 'n Pleidooi vir ons predikante. Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 7 vers 2, maak vir ons ruimte in julle harte. Vir ons die apostels, en hulle wat in diens van die Here staan. Hy sê ons het niemand onreg aangedoen nie, ons het niemand benadeel nie, ons het op niemand voordeel behaal nie. Dit is vir geen predikant 'n begeerte, as ek dit so kan sê, om enige van sy gemeentelede onreg aan te doen of te benadeel of voordeel te trek uit iemand nie. Maar tog is dit 'n versoeking, miskien wat na die predikant se kant toe kom. Jy weet, as ek so na ons mensdom kyk en met baie mense gesels, dan hoor jy elkeen se stories en ook elkeen se swakhede, en die versoekinge waarmee die Satan mense mee kom besoek. Baie manne, hulle erken hulle swakheid in pornografie en in games en in vloeke en nie meer, en onmatige bestudering van geld en tyd aan hobbies en so aan, wat hulle huwelike, hulle werke, hulle geestelike lewe te nakom. So ook die vroue in ander areas waarin ek nou nie in gaan delf nie, want net nou sê die vroue, hey, wat weet jy van ons? Maar julle kry die konsep. Jy weet, die mensdom word daagliks gekonfronteer deur die media en hulle medemens en die norm van die era waarin ons leef, deur baie dinge, van geld en voorkoms en voorspoed en slegte gewoontes. En ons word gekonfronteer met goed wat in ons land gebeur, deur die politiek en miskien ook ons algemene veiligheid en diefstal. En agter al hierdie dinge sit 'n sielsvyand wat begeerig is om die mens se siel mee te versondig en hom of haar tot 'n val te bring. En hy gebruik goed soos pornografie byvoorbeeld en geld om welas aan te wakker in die mens se hart, wat hom of haar onvergenoegd gaan laat in hulle huwelik en ook natuurlik in hulle finansiële stand. Nou, ek het 'n pleidooi vir ons predikante vandag, en my pleidooi is om genade te hê met ons predikante en om werklik vir hulle te bid. Want, en hier is my rede, jou predikant is 'n mens net soos jy. Jou predikant is blootgestel aan amper elke versoeking waarmee jy versoek word. En as ek nou sê amper, dan gaan jy nou verstaan wat ek bedoel met amper. Dalk nie met die intensiteit nie, en dis wat ek met amper bedoel. Dalk nie met die intensiteit van dit waarmee jy gekonfronteer word nie, omdat jy dalk in 'n tipe van 'n werksomgewing is waarin hy nie is nie, jou predikant nie is nie, maar hy het ook blootstelling aan allerlei versoekinge. Die predikant word ook gekonfronteer met drank, met geld, met skinder, met welas en al hierdie tipe dinge. En ek beleef onder die gesprekke van baie kerkgangers en ek beleef 'n tipe van 'n ongeduldigheid en 'n onregverdige verwagtings van hulle predikant. En soms verwag ons as lidmate dat die predikant moet meer doen sonder om te besef dat hy ook 'n mens is, ook 'n gesin het, ook 'n huwelik het, dalk tieners het, dalk babas in die huis het, wat vir jou sê dat jou predikant gesins- en huweliksuitdagings beleef en midde dit alles verander moet bedien met die ondersteuning en raad en geestelike hulp ten spyte van sy eie uitdagings. Dis my pleidooi. Ek wil ook vir jou sê, wanneer 'n jarelange lidmaat sterf, dan beleef jou predikant verlies soos die familie verlies beleef. Want jou predikant het hierdie broer of suster of kind se siel op sy hart gedra. Die man of die vrou se huwelik en gesinsverhoudinge en toekoms en verlede op sy hart gedra en hulle gehelp daarmee. En nou moet hy daardie persoon begrawe. Jou predikant kyk na sy gebedslewe. Hy kyk agter elke woord van God en belofte van God en het vra hoekom sy gebede dalk nie beantwoord word, of hoekom 'n siel nie tot inkeer kom nie, of hoekom sy gemeente miskien stagneer of dalk agteruitgaan. Jou predikant se geveg is werklik soos wat jou geveg 'n werklikheid is.
Jou predikant is nie 'n superwese met superkragte nie. En dit is my pleidooi. Hê genade. Jou predikant gaan nie sy hart oopmaak miskien teenoor jou, sou jy hom vra hoe dit werklik met hom gaan nie. Maar jy van wie hy dit die minste sal verwag, sy grootste kritikus, of jy wat die meeste van jou predikant verwag, kan gerus as jy sy hand skud, vir hom iets gee wat sy hart kan aanraak. En nou praat ek nie van druk 'n check, soos ons vroeër jare gesê het, of geld in sy hand nie. Dis dalk 'n briefie of enige iets anders. Dalk kan jy 'n afspraak met hom maak in sy kantoor en vir hom sê, ek weet jy's besig miskien. Ek het 5 minute nodig van jou tyd. Dan gaan jy in. Jy gee aan hom iets in sy hand en jy sê vir hom dankie. Al is dit 'n roos. En as jy jou moed kan bymekaar skraap, dan sit jy jou hand op hom of op haar as jou predikant dan vroulik is. En bid eenvoudig vir hom en sê dankie Here. Beskerm hom Here. Here sy gesin. Here voorsien vir hom. Here vertroos hom. Wat dit ook al mag wees. Jy hoef nie te weet wat alles in sy lewe gaan nie, maar jy kan omgee. So wat is my pleidooi? Is my pleidooi dat die predikant sonde kan doen en dan 'n blinde oog daarvoor draai? Nee, dis nie wat ek sê nie, dis ook nie wat ek vra nie. En ek sê nie jy mag hom kritiseer vir sy sonde, jy mag hom nie kritiseer of nie oordeel vir sy sonde nie. Ek weet wat sê die Bybel rondom oordeel, maar verstaan wat is my begrip. Ons moet mekaar aanvat wanneer daar sonde en daai tipe ding is. En dan wil ek ook op hierdie punt sommer vir jou sê, as jy 'n probleem het met jou predikant, dan vra ek jou uit die liefde van my hart, gaan sien hom. Moenie Facebook gaan sien nie, moenie TikTok gaan sien nie, moenie Instagram gaan sien nie, moenie die gemeente gaan sien nie. Gaan na jou predikant toe en sê vir hom, dominee, pastoor, priester, wat ook al, hier is 'n ding op my hart wat ek bemerk. Hanteer dit daar. Daar praat julle hierdie saak uit. So kom, wat is my pleidooi? Kom ons maak ruimte in ons harte vir ons predikante. Hulle staan verantwoordelik vir ons siele, te midde van 'n ewige aanslag van die Satan, om hom te laat sink, om hom te laat val in so 'n groot, geweldige geestelike taak, as die vyand 'n gewone Christen so aanval. Hoeveel te meer sal hy die man van God nie wil aanval, om hom tot 'n val te bring nie. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy hoef net dankbaar te wees, genade te betoon en jou genade en jou dankbaarheid te bewys. Blessings, seën van die Here vir elkeen van julle, ons matrikulante, mag dit met julle goed gaan in julle eksamens en tot ons Woensdag verder weer uit God se woord kuier. Blessings.